Dis vir my 'n wonderlike voorreg om vandag weer die woord van die Here saam te verkondig. Ek wil dan net gou eers 'n paar familiesake afhandel. Tanya Felton en haar man Wayne sit hier voor en haar moeder en vader is ook hier. Haar boetie is hierdie week oorlede. Ons bid dat die Here regtig julle harte sal vertroos en sal versterk. Dis bitter moeilik. Maar ons het 'n wonderlike, kosbare herder wat ons versorg en ons verdra. Soos julle hulle sien, gee jou ekstra stywe drukkie daar. Sorry Tanya, sorry oom Tannie. Mag die Here julle versterk. Ja, so is die lewe. Daar's ook weer 2 babas gebore hierdie week. Nou, obviously, ek het met hulle gaan mou, en hulle is nie by die kerk vandag nie, maar ons wil vir die Denikkers, vir Nihanke wat gekom het, en vir klein Lukas Nieuwoud, wat ook gebore is. So, ons hartklop kinderkerk het nog 2 kindertjies bygekry. Baie geluk aan daardie ouers. En dan nou het ons lekker groot verjaarsdag, Rolien. Rolien, maak dit so, dat almal weet as jy, na die tyd gee hulle vir jou gratis koffie. Rolien, baie geluk vir jou verjaarsdag, Nadia daar verjaar. Ja, en sy gaan baie skaam haar handjie opgee, maar dis ook reg. En Joan daar agter, ek het jou vanoggend gedruk sonder om geluk te sê. Mag die Here jou seën. Is daar enigiemand anders wat verjaar vandag? Jy mag maar in die kerk. Maar is baie mense op die galery. Ek sien niks. Wel baie geluk. Mag die Here julle baie ryklik seën. Nou, Rassie het daaroor gepraat en dis nou nogal verstommend wat op die oomblik in ons wêreld aan die gang is. Daar is sommer chaos op verskillende gebiede. Nou in die Midde-Ooste en alles wat gebeur. Maar moet nou nie vir ons eie ou pragtige Suid-Afrika weggooi nie. Daar is daarom nou 'n goeie stuk korrupsie op verskillende plekke. En wat my plaas dat Bybelse waarhede oor moraliteit is nou oop vir bespreking. Enigeen kan dit bespreek en jy kan enige besluit maak solank jy nou net nie iemand in die proses gaan offend nie. En die mense wat moor en steel en verkeerde dinge doen, dit klink vir my hulle is aan die goeie kant van die gereg en dan almal wat goed en reg leef, hulle sukkel baie keer. Ek begin nou nog 'n bietjie somber, nee, maar bly net by my, daar's 'n rede daarvoor. Wat 10 jaar gelede radikaal was, is deesdae sommer nou die norm. En dan vra ek myself die vraag af, hoe het ons hier gekom? Vreemde wette word gepubliseer. Ek lees net hierdie week van 'n wet wat geproklameer is dat mense nie meer mag bid nie. Ek het dit regtig gelees in die boek Daniel. Dit was nou nie in Suid-Afrika nie. Het ek 'n paar gevang nou. Maar ons ou regering is lankal al op 'n plek wat gebed in skole en so aan sensitief is, so dis ook nou nie heeltemal te far-fetched nie. Maar dis letterlik die klimaat van wat in Daniel in hierdie tyd gebeur het. Nou, ek wil nou vanoggend vreeslik graag, ek gaan wonderlike waarhede uit die woord met u deel, uit die boek van Daniel, maar ek wil nou gou hierdie klomp versies lees, so spits nou die ore, dis storietyd, maar dis wonderlik die woord van God wat lewend is. So sal jy saam met my lees, dis op die skerm of as jy jou Bybel het, Daniel die 6de hoofstuk. En ek gaan deur dit lees. Toe Daniel hoor dat die wet onderteken is nou daai een, het hy huis toe gegaan en hy het daar 'n venster gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het daar 3 maal 'n dag op sy knieë gegaan om tot sy God te bid en hom te loof, soos dat hy die gewoonte gehad het om te doen. En Daniel se vyande het in sy huis ingestorm en hom daar gekry waar hy sy God aanbid en hom om genade smeek. Waar hy God om genade smeek. Hulle is toe na die koning toe oor die wet wat hy nou gemaak het en hulle vra vir hom, het u nie die wet onderteken dat enige persoon wat gedurende die volgende 30 dae tot enige God of mens bid, behalwe tot u vir die leeu's gegooi sal word? Onthou jy die storie? Wonderlik. En die koning antwoord hom, ja, ek het. Is 'n wet van Mede en Perse en daardie wette kon nooit verander word. Toe sê hulle vir die koning, maar Daniel, een van die Joodse ballinge, steur hom nie aan die bevel en aan die wet wat hy uitgevaardig het nie. U Majesteit, hy bid nog 3 maal per dag tot sy God. En toe die koning dit hoor, was hy baie kwaad vir homself.
Jy moet dit raak sien. Hy het gedink oor hoe hy Daniël kon red. En hy het die res van die dag probeer om Daniël te bevry. En die mans is weer saam na die koning toe en hulle sê vir hom ook, koning, u weet tog dat 'n wet wat die koning geteken het volgens die reëls van die Mede en Perse verstaan, dit kan nie verander word nie. En die koning moes toe die bevel gee en Daniël is gebring en in die leeukuil gegooi. En die koning het vir Daniël gesê, mag jou God wat jy met soveel volharding dien, mag hy jou red. Daar is 'n klip gebring en op die opening van die leeukuil gesit en die koning, die volgende een, asseblief. Daar is 'n klip gebring en voor die opening van die leeukuil gesit en die koning het die opening verseël met sy seelring en met die van sy hoofamptenare, sodat daar niks aan Daniël se lot verander sou kon word nie. En die koning is na sy paleis toe en hy het 'n slapelose nag deurgebring. Hy het niks geëet nie en hy het niks gedoen om die tyd te probeer verdryf. En die volgende môre vroeg toe dit lig word, het hy opgestaan en is hy haastig na die leeukuil toe. En toe hy naby die leeukuil kom, het hy angstig na Daniël geroep en vir hom gevra, Daniël, dienaar van die lewende God, was jou God, wat jy met soveel volharding dien, was hy in staat om jou van die leeu's te red. En toe antwoord Daniël, mag die koning baie lank lewe. My God het sy engel gestuur om die bekke van die leeu's toe te sluit, sodat hulle my niks kon aandoen nie. Want hy het bevind dat ek teen hom nie oortree het nie. Hy was onskuldig bevind. Ook teenoor u het ek niks verkeerds gedoen nie, u majesteit. En die koning was baie bly en hy het beveel dat Daniël uit die leeukuil gehaal moes word. En toe Daniël uit die leeukuil gehaal is, was daar geen letsel aan nie, omdat hy op sy God vertrou het. Wow, kan jy sien die krag wat daar is om in God te vertrou. Nou, dankie Soys, daar is soveel wonderlikhede in hierdie teks en mag die Here dit sommer net so ook in ons harte kom oopmaak vandag. Ek hou van wat Daniël sê. Daniël sê, hy was onskuldig. Hy het sy onskuld verklaar. My tema kom ook van die woord onskuldig. Maar, dit was onwettig om te bid. So eintlik was Daniël skuldig. Maar hy weet hy was onskuldig. Maar eintlik was hy nou skuldig, want dit was... So, dit kan so 'n bietjie verwarrend raak, maar mag die Here ons nou help om mooi bietjie later te verstaan, as ek wonderlike dinge uit die boek Daniël deel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die kosbare woord. In ons hart is daar 'n lied van dankbaarheid oor U. En mag ons sommer na vandag in die preek van onskuldig U nog meer en meer vertrou. Amen. Daar word 'n storie vertel van 'n Britse skrywer, hy was Sir Arthur Conan Doyle, en jy gaan hom waarskynlik ken en dalk van 'n paar van sy boeke gelees of 'n movie gesien van Sherlock Holmes. Maar Sir Arthur Doyle was baie soos, wie sê hy op radio, Wackett Simpson of so iets, nee, wat baie lief was om practical jokes te maak, vir mense poetse te maak. En hy besluit op een aand, terwyl hy baie hoogs verveeld was, hy gaan weer 'n praktiese poets met 'n paar vriende van hom bak, maar partykeer het hy daar 'n verskriklike poetse gehad, nare poetse wat hy met mense gebak het, en hierdie was een van daardie aande. Hy gaan skryf toe 'n anonieme brief aan 5 van sy vriende, 5 vooraanstaande prominente mans in die samelewing, en hulle het almal goeie reputasies gehad, en elkeen van hulle kry dieselfde brief. Ek het die briefjie op die skerm. Flee at once. Your secret has been discovered. En die gevolg van hierdie poets was, binne 24 uur het 5 mans verdwyn. Niemand weet waar hulle is nie. Nou, of dit regtig so was of nie, die geskiedenis is nie heeltemal seker nie. Ek dink dit sê tog maar baie van ons ou menslike natuur, van skuldig en onskuldig. Daar's daar maar min dinge in die lewe so erg om te dra, of so emosioneel dreinerend as 'n skuldige gewete. Skuldige gewete is 'n swaar
las om te dra en almal moet ietsie daarvan weet. Nou ek weet nie wat die geraamtes in hierdie 5 manne se kaste was nie, maar toe hulle die kans kry of dink dat dit sou kon uitkom, toe het hulle verdwyn, het hulle weggeraak. Hierdie ou liggaam van ons is net nooit ontwerp om dingetjies op te krop en te hou nie. Ons gaan explode. Nou, dit gaan een of ander stadium uitkom. Ons siele is nie ontwerp om die las te dra van 'n gewete wat nie skoon is voor God. In die feite, en terwyl ek daardeur werk het ek myself bietjie skrikkerig geword in my gemoed, alles gaan aan die lig kom. God se woord sê so, alles sal aan die lig kom. Die Bybel sê in Lukas 8 vers 17, Lukas 12 vers 2, Matteus 10 vers 26, daar is niks in hierdie lewe wat verborge sal bly nie. Alles sal in die lig kom. Uiteindelik, het maak nie saak hoe diep jy dit in die sand begrawe het en hoe ver jy hoop dis weg nie, dit sal uitkom. Onthou jy vir hom Attie se slaaptyd stories? Is nou almal met die groen ID boekies. Ek het nog een vandag gehad. So, dit was sulke rooi boeke. Nou het so 'n storie gehad. Een van my gunsteling stories. Waar hierdie seentjie en Boetie en sussie het beklei en Boetie vat sussie se pop en hy gaan begrawe die pop. Toe almal die pop soek, weet hy van niks soos die res van hulle nie. Maar ouma wat die pop self gemaak het, die lapop self gemaak het, het saad binne in die pop gesit om hom op te stop. En dit was nie baie lank, amper soos die wat sonneblomsaad gesaai het, toe kom daar 'n poppie uit. En almal weet, alles sê die woord van die Here, wat ons wegsteek gaan uitkom. En ek sien dit in bediening ook, mense op hulle sterfbed, roep iemand, roep die dokter, roep 'n nurse nader, ek moet net hierdie met iemand deel, ek het gehoop tyd sal dit genees, tyd genees baie, maar skuld is nie een daarvan nie. Daar is min dinge so swaar om te dra as 'n skuldige gewete. Maar daar's natuurlik 'n omgekeerde heerlikheid. Daar's min dinge so vredevol en so heerlik as 'n skoon gewete. Jy moet onmiddellik tafel toe kyk en na Jesus toe kyk, want dit is eintlik so pragtig. Petrus skryf, een van my favorite gunsteling verse, Petrus skryf oor 'n skoon gewete en hy praat met volwasse mense wat antwoord op hulle geloof, en hy's op die skerm, 1 Petrus 3 vers 21, hy sê dit dui op die doop waardeur julle ook nou gered word, en dit is 'n bede, die Griekse woord vir bede, daar's 'n bewuslike appel tot God om 'n skoon gewete. En dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Is dit nie wonderlik om te dink dat God selfs vir ons 'n skoon gewete gee? Hy gee ons 'n skoon gewete deur Jesus Christus. Daar's 'n Afrikaanse idioom wat sê, daar is geen sagter kussing as 'n skoon gewete. Baie nice. Daar's darm maar vrede in 'n mens se hart. Of jy ervaar vrede as jy in die openbaar gemaklik kan rondloop. Jy hoef nie heeltyd te dak en daai, want jy's bang jy loop in daai ou vas wat jy ingedoen het, of daai ou wat jy te nagekom het nie. Of jy moet jou rekenaar ingee vir die IT ou of vir iemand om aan hom te werk, maar jy het eers 'n bietjie tyd nodig dat jy jou browser history moet skoonmaak. Ek kan aanhou praat oor skoon gewete. Daar's darm vrede daarin. As ek in verhouding is, as ek getroud is, en ek kan my foon met alle gemak vir my vrou gee. Sy kan alles lees, alles sien. Sonder dat ek 'n nervous breakdown gaan kry. Of daardie vredegevoel wat jy ervaar as die belasting uiteindelik ingedien is, en jy druk daai knoppie. Skoon gewete. Nou daar's vrede kom regtig van integriteit en 'n goddelike karakter. En hoekom ek nou daar begin het vanoggend, want dis regtig ietsie wat jy in Daniël se lewe kon sien. As ek 'n goddelike karakter en integriteit het, dan ervaar ek vrede en ek ervaar vryheid en ek ervaar 'n skoon gewete voor die Here. En dis 'n wonderlike plek om in te wandel. Johannes skryf daaroor in Johannes 8 vers 36. Kan ek dit vir julle lees? Hy sê eers as die Seun, as Jesus Christus julle vrymaak, sal julle werklik vry wees. 'n ander vertaling sê, sal julle waarlik vry wees. En die Engelse sê, free but free indeed. Nou,
die Bybel sê dit spesifiek so, want daar's 'n verskil om vry te wees en om waarlik vry te wees, né? Kan ek vir jou 'n voorbeeld gee? Ek was al in die gevangenis in Pretoria Sentraal. Ek was binne, ek was nie opgesluit nie. Ek het gaan bedien. En ek beplan glad nie om te gaan nie, om ingeboek te word. Maar daar's 'n manier as jy daar is om uit die tronk te kom, om vry te wees. Een manier is jy kan ontsnap, of dit nou deur die muur is, jy het mos nou al flieks gekyk, of deur 'n rioolpyp, of onder deur die grond. Jy kan ontsnap en daai saagie wat iemand vir jou in 'n koek gebring het, jy kan hom gebruik en dan vir 7 jaar jou plan uitmaak. En dan as jy aan die ander kant uitkom, is jy vry. Maar ons weet mos nou, jy's nie waarlik vry nie. Jy loop senuweeagtig, nee, jy loop nie, jy hardloop senuweeagtig buite rond en jy kyk die hele tyd oor jou skouer, wie gaan jy volg? Jy moet die hele tyd wegkruip want jy's vry, maar jy's nie waarlik vry nie. Jy's nie werklik vry nie, you're not free indeed. En dis wat die vyand bied. Hy bied vir ons met al hierdie goeders, ons gewete en ons verlede en ons sondes en ons foute en alles. Kom en hy sê vir jou, hoorie, mag gaan jou help om vry te wees, maar dis 'n valse vryheid. Dis iets wat ek konstant oor my skouers moet loer. Dis 'n wolk van skuld wat ek die hele tyd dra en in my gewete saamdra. Ek kan nie eens my hande ophef en my vryheid uitroep en skreeu nie, want dan gaan mense my raak sien en jy voel konstant oorweldig. En wat die vyand baie goed reg kry, kom met skande en met veroordeling en hy kom laat ons skuldig voel. Die beste opsie natuurlik as jy nou in die gevangenis is om uit te kom, is om jou tyd uit te dien. Die regter van die hof sê, jy het jou skuld betaal, die tyd is nou voltooi, jy's nou vry, en dan is dit nou regtig soos in die movies, jy stap daar uit by die hekke en jy kan jou hande hoog opsit en jy is vry en jy's waarlik vry, want die skuld wat jy nou voor betaal het, jy kan nie weer daarvoor betaal nie, want dan is dit mos nou double jeopardy, né? Is dit nie goddelik ook nie, want dis wat met ons gebeur het. Wanneer ons ons sondes bely voor Christus, wat vir ons die prys betaal het, die volle prys betaal het, dink hy nooit weer daaraan nie, hy werp dit in die diepste van die diepste see, en ons is vry, ons is waarlik vry, en ons het nou nie meer 'n wolk van skuld oor ons nie, maar ons het 'n wolk van getuienis, van sy groot genade, van sy liefde wat ons kom red het. En nou is dit nie meer skuldgevoelens en las wat ons dra, of 'n gewete wat ons saamvat nie, maar nee, nou vat ons vryheid in Christus en genade onbeskryflik groot en sy liefde, his love never fails, it never runs out on me. Ware vryheid in Christus. Nou Daniel, as ek baie keer volgens Dawid sê, is Daniel het so goddelike karakter gehad. En hy was waarlik vry, is net 13 hoofstukke. Jy kan gerus gaan lees. En Daniel was op baie plekke skuldig, maar hy was skuldig vir die regte goed. En ek het baie gedink oor ons lewe vandag. As daar nou regtig 'n wet gepubliseer sou word of geproklameer sou word dat ons nou nie meer mag bid nie, hoeveel van ons sou skuldig wees? Ons het hierdie jaar by Harmonie al soveel keer gepraat oor ons vertroue in God, en ek het met mense persoonlik ook gedeel oor vertroue in God, en verbeel ons dan nou net vanmôre dat daar 'n wet gepubliseer is teen ons vertroue in God. En dan moet ek nou vir myself die vraag en vir u die vraag vra, sou daar genoeg bewyse wees om jou skuldig te bevind? Sou daar genoeg getuies kom wat sê, ek het haar dopgehou, sy het vertroue in God. Ek het hulle gesien in hierdie situasie, hulle vertrou God. Of gaan hulle jou saak uitgooi? Nie genoeg bewyse teen jou. As hulle mense sou opsluit vir 'n heilige lewenswandel voor Christus, sou daar genoeg bewyse wees om jou skuldig te verklaar of onskuldig. Sou jy gevange geneem word of sou jy 'n vry man, vrou gewees? Is daar genoeg bewyse in jou lewe om die egtheid van jou wandel met Christus te bevestig? Nou Daniel, ons het nou van Daniel gelees, hierdie pragtige volstorie wat meeste van ons groot geword het. As kinders het ons daarvan geleer in die sonnaarskool, waar jy ook al die eerste keer by jou ma of pa of uit jou kinderbybel daarvan gehoor het.
Hy het soveel geskiedenis, hy kom van die tydperk van koning Nebukadneser en toe Beltsassar en toe Darius daarna en ons weet van Daniël, party van ons eet Daniël se kossies en dan julle gesien ek het 'n kilo verloor. Nee, ek's nie op Daniël se nie. Maar ons eet Daniël en ons weet van die vuuroond en sy vriende en ons weet van Daniël in die leeukuil. Verskillende goddelose konings en administrasies waarvoor Daniël gewerk het en nooit het hy die God wat hy dien, die God wat hy vertrou, was daar enige onderhandeling daaroor nie. Maar hier in hoofstuk 6 wat ons nou vanoggend gelees het, is dit die derde administrasie wat Daniël dien en dis koning Darius. En Daniël is al in sy 80's. Oom Stefan, ek het gesê ek praat vanoggend met 'n paar mense wat ook oor 80 is. Dink net gou 'n bietjie aan jou kinderbybel wat jy gehad het. Hoe daai prentjie gelyk van Daniël in die leeukuil. Hier sit daai jong ou daar tussen die leeu. Nee, dis daar by Mufasa en Asla se senior burger wat daar gesit het. Daniël is al oor die 80's. Ek dink hulle moet maar baie van daai kinderbybels se prentjies verander, want dit beteken so baie, dieselfde Daniël, wat daar onder Nebukadneser se ryk 18 jaar oud was, wat God gevrees het, wat God gedien het, is dieselfde Daniël wat nou in die 80 is, en nog steeds God dien, en God vrees, en God vertrou. Dieselfde Daniël, wie se vriende integriteit en karakter gehad het, en nie gebuig het voor die beelde wat Nebukadneser gemaak het, is dieselfde Daniël. Nou op 80, wat nog steeds sy knieë buig voor die heilige God, vir wie hy lief is, en vir wie hy vertrou. Dieselfde Daniël, wat op 18 in die paleis gewerk het, is nou in sy 80's, en hy werk nog steeds getrou, sonder enige kompromie oor sy God, terwyl hy vir 'n heidense koning werk. Daniël leer ons nog iets mooi. Hy leer ons om God te vertrou, selfs wanneer dit nie so great met ons gaan nie. Maar ek praat nou van regtig, ernstig, as dit moeilik gaan, om nog steeds op God te vertrou. Gaan lees dit in die stories, Daniël se vriende wat God vertrou, in die vuuroond, in die hitte van die stryd. Daniël homself wat God vertrou, in 'n leeukuil. Ons lees die storie, maar ons gedagtes, ons mind kan nie eers dit begryp. Dat hy steeds vir God vertrou. Indrukwekkend. Hy's 80 en hy daag steeds op. Dis mooi, né? 80 en God is nog glad nie vir hom 'n boring onderwerp. As hy die woord van God lees, en hier's baie van hulle, dan sy nog steeds opgewonde oor wat God wil sê. 80 en jy hoor nog steeds 'n klipharde halleluja. Daar's so effens 'n vibrato daarby, maar jy hoor hom en die tande moet vasgehou word, maar jy hoor hom. 80 en jy daag steeds op. Mense van vandag raak baie gou verveeld. As dinge nie gaan soos hulle, dan gaan hulle gou vinnig 'n draaitjie maak. Ons leef in 'n generasie wat mense regtig in die intensiteit van die oomblik wil leef. Ek weet dis reg, live in the now, dis baie belangrik, maar mense hou van goed wat nou gebeur, vinnig. Rita sê nou die dag TikTok, maar dis blykbaar TikTok. Ek weet nie wat is dit eers nie, maar hulle hou van goed wat vinnig gebeur, wat nou gebeur, moet aan die gang wees. Die feite is, en ek het daaraan gedink, ons kan iets spesiaal by Harmonie reël, en dan is die 700 sitplekke amper te min. Want dis in die oomblik, dis nie nou, dis lekker. Maar baie mense sukkel met die idee van geplant wees. Van wag op die Here. Dekades, weke, maande, jaar, 18, 80, ek is nog steeds opgewonde oor God. Ek's nie 80 nie, maar 18, 60,
Agtig, ek's nog steeds opgewonde oor God. Ek wag, ek weet hy's met my besig. Ja, ek het my saak voor die Here gebring. Ek het dit voor hom kon lê en ja, ek is baie skuldig in 'n klomp goeters en hier en daar is ek onskuldig, maar ek kan my saak voor die Here bring want hy bly getrou. Hy's dieselfde God, is nog altyd dieselfde, ek kan hom vertrou. Kan ek gou iets vir die gehoor vra? En ek gaan jou glad nie embarrass of vra dat jy opstaan of so ietsie nie. Ek wil graag weet, dis nou net vir my hart, dit sal my baie goed doen. Is daar enige iemand hier in die huis vandag met die geboortenaam Daniel? Steek net vir my handjie op. Daniel. 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 Is daar iemand bo? Is dit nie wonderlik nie? It's amazing. Daai net ek nou gehoop hy werk, maar wag, my eksperiment is nog nie klaar nie. Dis wonderlik. Daniel is getrou aan God en hy die toets van die tyd deurstaan. Dink net aan hierdie konings. Hulle het geld gehad, hulle het mag gehad, hulle het in paleise gewoon. Ek gaan nou die kans vat om my punt te bewys. Enige iemand hier, ek gaan vra dat jy opstaan met die naam Nebukadneser. Asseblief. Enige een daarbo. Enige Beltsassars. Enige een. Is verstommend, né? Nie 'n enkele geboortenaam Nebukadneser en Beltsassar. Is sommer net so interessant. Konings met geld, mag en posisie. Daniel se nalatenskap is in Christus. En hier is ons in 2026. So ek's baie bly julle Daniels is almal hier. Ewe skielik word ons Daniel kinderstorie lewendig. Ek wil gou oor koning Darius praat. Ek gaan nog net oor koning Darius praat en dan gaan ons saam nagmaal hou. Ek het dit so beklemtoon terwyl ek dit gelees het. Het jy agtergekom Darius die koning wou glad nie gehad het dat Daniel in die leeukuil gegooi moes word. Hy het maar regtig net 'n probleem gehad met sy ego en die mense wat saam met hom was en hy het 'n belaglike wet uitgevaardig, maar hy wou nie gehad het dat Daniel in die leeukuil moes gooi. Dis wat vir my so mooi uitstaan. Hulle gooi vir Daniel in die leeukuil. Onskuldig. En Daniel maak nie eens 'n toespraak nie. Ek meen, hulle kon net dalk vir hom gesê het 'n paar laaste woorde voordat ons jou vir Mufasa gooi. Nee, hy maak nie 'n speech nie. Weet jy wie maak 'n speech? Die koning maak 'n speech. Hoor gou hierso. Mag die God wat jy so getrou dien, mag hy jou red. Wat? Is dit nie 'n heidense koning nie? En ek weet nie of ek my verbeel nie, maar dit klink vir my of hy bid. En dit klink vir my of hy bely dat die God wat jy dien, red mense. Die Bybel sê die koning het glad nie daardie aand geslaap nie. Hy het ook niks geëet. So, wil jy nou vir my sê, 'n heidense koning is besig om homself af te sonder en te vas? Klink vir my so. Liewe vriende, jy het geen idee wat God met die storie van jou lewe wil doen. En hoe hy dit skryf, selfs met die mense rondom jou, selfs met die wat nie vir God dien nie. As ek en jy, soos Daniel, op God vertrou. Ek leer nog 'n les by Daniel. Vrede is definitief nie in die plek nie. Vrede is wie ek ken. Terwyl ek voorberei het, ek gedink aan daardie liedjie van I speak Jesus over my family, oor my vrou, oor my kinders en oor my amper 5 klein kinders en oor Harmonie gemeente en oor u elkeen. Dit gaan nie oor die plek nie, maar dit gaan oor 'n persoon. Want die koning is in 'n paleis. Ek dink dit was seker lekker comfortable daar. Hy kon nie slaap nie. Daniel is in die leeukuil en hy slaap lekker. Onthou net, dis nie 'n storie nie. Dis 'n waarheid.
En dan sê die Bybel, een vertaling sê die koning het die volgende oggend gehardloop. Die een wat ons gelees het, sê hy het vinnig geloop. Hoekom hardloop 'n koning? Dis mos dan nou oor en verby. So wat wil jy vir my sê? 'n Heidense koning het geloof in God en 'n verwagting gehad oor Daniël se lewe. En dan kom hy nader en skreeu hy: Daniël, dienaar van die lewende God, verklaar hy weer. Was jou God wat jy met soveel oorgawe en volharding dien, was hy in staat om jou van die leeu's te red? Ek wonder baie keer hoe lank het Daniël gevat voor hy geantwoord het. Dan kom die antwoord daar uit die leeukuil uit. Lank lewe die koning. En dis hoe ek weet Daniël het lekker geslaap. Daar is hom die leeu's. Want as jy na so 'n nag tussen die leeu's nog jou protokol reg het, dan het jy lekker geslaap. Lank lewe die koning. En dan antwoord hy, dan sê hy, my God het sy engele gestuur en die bekke van die leeu's gesluit. En o koning, ek is onskuldig voor u en voor God. En die koning was baie bly. Daniël is uit die leeukuil gehaal. Daar was nie 'n skrapie of iets op Daniël nie. Die koning Darius proklameer 'n nuwe wet dat net die God van Daniël aanbid mag word. En dan ken jy die storie. Almal wat vir Daniël kom verklaar het, hulle en hulle gesin en kinders en almal is vir die leeu's gevoer, leeukos, en dit het gebeur soos dit normaalweg gebeur. En dis hier waar die storie vir my bietjie omdraai. Want ons is waarskynlik nie almal soos Daniël. Ek weet in die sonnaskool het ons 'n liedjie gesing, weet jy ook, Daniël, al staan jy alleen, sweet. Ek kan hom nie lekker onthou. Ons is skuldig. Ek praat myself ook. En die meeste van ons is nie regtig skuldig aan dat ons heeltyd bid. Of ons is nie heeltyd skuldig daaraan dat ons altyd getrou is nie, en ons is nie so seer skuldig daaraan dat ons gewete skoon is nie. Ons is baie veel eerder meer skuldig as dit kom by ons twyfel, ons hoogmoed, ons selfsug, die kompromie wat ons wil maak sodat die lewe gemakliker kan inpas en dinge vir ons beter uitwerk. Ons staan nie natuurlik onskuldig voor God. Maar hier's die goeie nuus. En daar's 'n groter Daniël betrokke. Daar's een wat werklik onskuldig was. Vlekkeloos. Sonder sonde. Hy het geen sonde gedoen. Hy het gesê, ek sal instaan. Ek sal hulle elkeen se skuld op my neem. Skuldig word vir hulle. Onthou jy in die voorsale van die hof het Pontius Pilatus gesê, ek vind geen skuld in hierdie man. Maar vat hom nog steeds, kruisig hom. En dan ervaar ons iets, daar's 'n volgende slide soos wat sê by die kruis. By die kruis het die enigste onskuldige een skuldig geword in die oë van mense, sodat die skuldiges onskuldig kan staan voor ons God. Is dit nie wonderlik nie? Dis wat Christus se bloed kom doen het, dis wat sy liggaam kom doen het. En ek is dalk nie 'n Daniël nie, en geen offens vir die Daniëls wat hier is, ek is baie bly julle is hier. Ek is skuldig aan soveel goed. Maar ek kan vanoggend met vrymoedigheid kom na die een toe wat al ons skuld gedra het. Louise, sal jy in jou span asseblief vir my kom gereed maak vir die bedien van die nagmaal? As hulle hier voorkom staan, wil ek vir ons nog een skrifvers lees. Baie dankie vir die span, vir die voorbereiding en vir die bedien van hierdie wonderlike tekens van ons koning Jesus.
So is gooi vir my asseblief Hebreërs 9 vers 14. Jy moet hierheen, dis nie 'n bekende vers wat jy al baie miskien gelees het nie, maar merk hom, skryf hom eers neer. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die werking van die ewige Gees as 'n volkome offer aan God geoffer het, ons gewetes kom skoon was en die las van die dade wat tot die dood hy, ons was skuldig, sodat ons die lewende God kan dien. Hy het ons onskuldig kom maak. Not guilty. Ons dien 'n wonderlike God. En dit het hy kom doen deur sy seun Jesus Christus. Vriende, ek gaan nie vanoggend vra, ons gaan dit weer bietjie anders doen as ek mag. Die span gaan vir die nagmaal uitdeel. Wanneer die kelkies by verbykom, in die middel is daar wyn en reg rondom in die sirkel is daar druiwesap. So jy het 'n keuse daar. Ek wil hê almal moet hulle nagmaal by hulle hou. Moet dit nie gebruik nie en dan gebruik ons dit saam. Kan ons dit so doen? Hulle gaan vir ons bedien met 'n lied en dan gaan ek die nagmaal instel wanneer almal nagmaal gekry het. Baie dankie. Julle kan vir my uitdeel. Search the world, but it couldn't fill me. Maintains your praise and treasures the faith I never know. Then you came along and put me back together. Every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing, nothing is better than you.
net seker maak, enige iemand wat oorgeslaan is, kan nie dalk net vir my die hand wys? Daarbo, almal gekry? Vriende, kom ons gebruik net goue oomblik mooi daaroor te dink. Ons kom nie vandag as onskuldig is nie, maar ons kom as mense wat onskuldig gemaak is. Deur die een wat heeltemal onskuldig was. En ons kom vandag om te eet van sy liggaam en te drink van sy kosbare bloed as vrygespreekte mense. Mense wat waarlik vry is. Want dis wat Christus kom doen het. Ek staar so oor die gehoor. En agter in die middel sit daar 'n jong man. Sy sê, pray, pray, pray. My hart so aangeraak, dat die Here kom bevestig net, Daniel was skuldig aan die regte goed. Mag ons God onverskrokke soek, mag ons hom vertrou. En vandag as ons met tekens in ons hand staan, want dis al wat ons het, is tekens, is dit soveel meer as 'n stukkie brood of wyn. Sy liggaam en dis sy bloed. Kom ek doen vir ons 'n gebed en dan gebruik ons dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n heilige oomblik soos hierdie. There's nothing better than you. Want Here, het alles in ons lewe kom verander. Ons van skuldig verander na onskuldig, omdat U die volle prys betaal het met U lewe, met U bloed. Dankie vir die liggaam en dankie dat dit ons herinner, Here, in 'n onstuimige wêreld, dat U kom weer. U kom ons haal om by U te wees. En dat ons dit met vrymoedigheid kan sê deur die kosbare bloed wat ons waarlik kom vrymaak het. So vry, Here, dat ons voor U staan met 'n skoon gewete. Het alles weggewas in die diepste van die see en U dink nooit weer daaraan nie. Alles is openbloot voor U. Dankie vir die wonderlike prys in Jesus naam. Amen. Kom ons gebruik hierdie nagmaal saam. Julle kan vir ons nog sing. Baie dankie. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. There's nothing. Nothing is better than you. I'm not afraid I'm not afraid. to show you my weakness. So as gee vir ons daai woorde. Millions of flowers, You sing them all. and you still go through. Kan jy vir ons die glasies na die middel toe stuur asseblief? The God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Jy kan staan en saam sing. There's nothing Better than you. There's nothing better than you. There's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing Better than you. There's nothing better than you. There's nothing. Nothing is better than you. There's nothing better than you. There's nothing
better than you. There's nothing is better than you. Vriende, mag ons God en Hemelse Vader saam met U gaan. Christus wat skuldig kom pleit het vir ons en ons onskuldig kom maak het, mag hy herinner deur sy soete Heilige Gees wat in ons woon, dat ons sy eiendom is en dat ons waarlik vry is in hom. Mag die Here U baie ryklik seën en vrede saam met elkeen gaan. Amen.